this podcast, the game unfolds. Every try and tackle shared. Legends of the field, none compared. Echoes of cheers, the crowd gets loud. In this audio space, we feel so proud. Pass the word, let the speakers blast. Rugby tales from the present and past. Through the airwaves, our spirits cast. In this rugby love, forever vast. Daar sê welkom Jan, meneer Jan de Koning. Welkom Jan. Dankie. Ja, daar is hy. Die man van Rugby 365 homself. Ja, daar is hy. Niks spesiaal daarom nie. Nee, as jy weet wat so groot fan ek van daai webwerf van julle is, nee. Definitief, ek myself. Dis hy en Planet Rugby, dis net daai twee wat ek regtig sal rubrieke lees en goed. Okay. Dankie. So, gesels ons maar net rugby hier vanaand. Korrek. Ja, ons gesels net lekker rugby. Niemand van ons is kenners, ons gesels maar soos ons die ding sien op hoe ons dink. Dis nie te sê iemand is reg of iemand is verkeerd nie, ons gesels maar net lekker saam. Ja, elke ou is geregtig op sy mening. En die beauty van die lewe is, as jy verskil, kan jy dit mos sê. Korek. Ja, nou Eugene kan my back-up daaroor. Ons het al 'n paar keer verskil hier, maar ons verskil op 'n mooi manier. En 90% van die tyd draai die opinie om en stem ons saam. So, Ja. ek brand om vir jou daai vrae wat ek vir jou gestuur het vir jou dit te vra. Ek is regtig bitter nuuskierig om te hoor. Jy is meer as welkom, so vra maar en ek sal antwoord alles wat jy daar vra. Ek het nie 'n pyn nie. Ek weet nie van my Eugene, oom gaan ook dalk nog vra, maar ek moet hierdie weet. Ek wil weet hoeveel rugby kyk die manne in 'n week. Ek wil graag weet hoeveel rugby en wat se rugby is dit? Dis super rugby, dis as daar nou 6 nasies sulke goed. Is dit hoeveel verskillende toernooie word gekyk? Ja, ek kyk gewis elke wedstryd wat 'n Suid-Afrikaanse span speel. Hier in my werk moet ek maar dit kyk. Ek sal tussen 8 en 10 wedstryde naweek of 'n week kyk. Ek kyk glad nie meer super rugby nie. Daar's nie regtig iets wat my interesseer nie. Ek het die ander dag probeer kyk en na halftyd het ek verveeld geraak. Ek dink daar moet vir my, miskien omdat ek dit soveel jare al doen, moet daar vir my iets in die wedstryd wees. So ja, omdat ek in Europa speel, kyk ek sal sê tussen 8 en 10 wedstryde 'n week. Ja, dis lekker. My vrou maak my rol haar oë as ek net by die tweede game kom. Dis baie rugby. Jo, okay. Nee, dit is fantasties. En dan wil ek ook weet, as jy moet gaan sit, jy moet 'n rubriek gaan skryf. Kom ons vat 'n voorbeeld, die Lions het teen die Bulle gespeel. Nee? Of enige twee span, maar kom ons vat sommer daai twee. Vandat jy die game gekyk het, wat is die proses? Hoe kom alles deur tot daai rubriek is op Rugby 365? Hoeveel werk word ingesit? Word daar nagevors? Word die game 2-3 keer gekyk? Waarna kyk jy? Hoe 'n dag in jou lewe as jy voor jy 'n rubriek gaan skryf? Wat is jou preparations vir daai rubriek? Jy gaan nou op jou rug val. Ek skryf publiseer tussen 8 en 10 stories 'n dag. Ons publiseer so 20 op as jy kyk op 365, nee, ons publiseer en dit gaan oor alles. So ons skryf nie net oor dreame. Kom ons vat 'n wedstryd. So ons sal iemand hê wat as dit 'n Suid-Afrikaanse span is en selfs Europese spanne, as dit belangrik is vir die groot Championship, dan sal ons iemand hê wat die live coverage en soos die wedstryd aangaan sal hy live coverage gee. Dan sal 'n ander persoon in die kantoor sal 'n match report, so 'n wedstrydverslag doen. En dan sal of daai persoon of een van die ander persone gaan sit dan in die postmatch, dan gaan praat hulle met die, en dan sal ons die volgende dag gaan skryf ons, dan is nou met die afdruk gepraat.
Teen maandag as ons dink daar's goeie stats wat jy kan gebruik of dan gaan ons gelyk navorsing gaan doen soos ek al gedoen het. Of jy kry 'n gedagte of weet jy, dit gaan maar van span tot span, is verander dit, verskil dit. Maar as jy byvoorbeeld Ivan van Rooyen is, hulle is baie clichéd en ek bedoel dit nie lelik nie, maar hulle is verskriklik vervelig. Hulle is so bang om iets te sê dat dis nie iets wat ek aan die lesers wat die lesers interessant gaan vind nie. So ons moet iets anders gaan kry. Maar dan sal jy 'n bietjie werk gaan doen. So as jy stats artikel gaan doen. So kom ons vat byvoorbeeld die artikel wat ek oor Ivan gedoen het oor sy afrigtings. Dit vat 'n paar ure om deur te werk. Maar intussen gaan jy aan met ander werk. Jy publiseer nog 'n artikel oor, soos vandag het ons, as jy gaan kyk, goed gedoen oor die Connacht afrigter wat die span wat geresign het met onmiddellike effek. Ek het gister met die voorspeler afrigter onderhoud gevoer. Dit is oornag gepubliseer. Vandag was die artikel geplaas dat die Connacht afrigter geretire. Die voorspeler afrigter is met die span hier, so hy gaan aangaan met die span as afrigter. Dan doen ons iets oor die Lions. Ons het 'n storie gehad oor die Lions en hoe hulle voel oor hulle laaste 4 wedstryde. Ons het die Nohamba storie gedoen. Die Nohamba storie gaan baie werk vat. Dis nie iets wat maklik. Daai ding was seker vir 'n paar weke aan hom gewerk om die audio te kry. So jy stuur vir hom vrae en dan stuur hy vir die audio terug en dan doen jy 'n artikel daarop. So dis sy mening daar rondom. Ek het byvoorbeeld gister 'n uur lank saam met John Dobson. So kom ons vat gister. Ek het gister 'n uur lank saam met John Dobson. Ons het vroeg opgestaan, werk gedoen in die oggend, die webruimte vervars. Ek is so 9:30 as ek hier weg. Ek is na die oefenveld daar by die Stormers. Ek en John Dobson het alleen gaan sit in 'n kantoor. Ons het 'n uur lank gesels, maar ek en hy ons het oor ander goed ook gesels. Ek en hy het ons maas op dieselfde manier verloor. Albei is aan demensie oorlede en sulke goed, en sy pa's in COVID geleef. So ons praat oor persoonlik, ons ken mekaar nog goed. En dan gesels ons oor rugby en dan gaan ek teruggegaan en ek het begin werk aan die Dobson storie. Ek het gisteraan gewerk tot 10:00 het ek 'n nuus gedoen. So dis nie net, jy doen nie net een artikel oor een span nie. Dis nie, weet soos 'n ou by die Beeld of by die Burger, hy skryf net oor die Lions of hy skryf net oor die Stormers. Ons skryf oor al die spanne, ons skryf oor Leinster, ons skryf oor Munster, ons is net meer inligting te gee, ons word besit deur World Rugby. Ons is deel van die Rugby Pass groep en ons word besit deur World Rugby. So ons skryf oor al die rugby in die wêreld. So ja, ons skryf oor Super Rugby. Maar ons gebruik wedstryd verslae en daar's nie baie traksie vir Super Rugby nie. So jy sit minimale effort daarin. Maar ja, kort antwoord is 'n rubriek spesifiek kan jy 'n paar ure vat of 'n paar weke vat. As jy werk om al die inligting in die hande te kry. 'n gewone onderhoud kan jou 'n paar ure vat. En ek doen so tussen 8 en 10 stories 'n dag. Maar nie altyd oorspronklik natuurlik nie. Dit kan 'n persverklaring wees of dit kan 'n storie op 'n agentskap wees of sulke goeders. So jy travel redelik baie. Mense kan sê jy's op die pad, gereeld. Nie meer so baie soos ek getravel het nie. So ek is nou en ek weet jy wil seker daaroor vra ook, maar ek is nou 45 jaar in die universiteit. En ek het op tye baie getravel, maar die afgelope tyd, soos ek was wêreldbeker toe, maar verlede jaar het ek net een toets bygewoon, was op Ellis Park. En dit was 'n doelbewus, want ek het dis baie mense het ek 'n voorliefde vir Springbok All Black toetse. Ek is maar ou wat hou van tradisie. So ek weet, dis die een toets wat ek verlede jaar gekyk het. Hierdie jaar gaan ek waarskynlik nie, ek gaan Saterdag stadion toe vir die Stormers Connacht game, maar ek gaan nie elke naweek stadion toe nie, baie keer werk jy op kantoor, maar daar is goed op kantoor wat moet doen. Jy sal 1 of 2 ouens by wat stadions toe gaan, of ander sal vir ons gaan Ellis Park toe of Loftus toe, en ons roteer hierso by hierdie stadion, partykeer gaan iemand vir ons Vrystaat stadion toe, maar ek travel nie meer so baie soos ek getravel het nie. Om vir jou te sê, die maklikste manier om te sê hoeveel ek getravel het, in 94, toe die Springbokke nog lang toere gedoen het ek in Junie, is ons in Junie hierso weg in Nieu-Seeland toe,
en ons het teruggekom Augustus. Ons was vir so 6 weke in die land, toe gaan ons Europa toe vir die jaar eindtoer, en ons het Desember teruggekom. So van Junie tot Desember was ek vir 6 weke in Suid-Afrika. So ek het op 'n stadium so getravel. Nou travel ek nie meer so baie nie, so ek gaan nou maar so 1 of 2 wedstryde 'n jaar toe, en die res van die tyd werk op kantoor. En die jonger manne travel nou 'n bietjie meer. Ja, nee, Jan, ek kan daarmee sympatiseer. Ek is al afgetrede forensiese ouditeur, en ek het hierdie land van noord tot suid, van oos tot wes en alles tussen, en het ek plat gery. So ja, ek het dit gedoen vir amper 30 jaar, en toe net gesê genoeg is genoeg. Ou raak keelvol vir uit 'n tas uit lewe, vanaand as jy by hierdie gasthuis, môre as jy by daai hotel, oormôre aand as jy in daai gasthuis. Dit raak nie te veel, en dit begin aan 'n mens se huwelik, en dit begin aan 'n mens aan 'n mens self begin dit vat. En ja, nee, ek kan sympatiseer daarmee. Ek weet presies wat jy sê. Ja, ek kom op 'n stadium waar jy lewe uit hotel, lughawes en oefenvelde. En dit is 'n rutine wat jou emosioneel moeilik maak, jy weet, so jy... Nee, dit is so. Nee, ek kan, soos ek sê, ek kan sympatiseer daarmee. Ek meen, hulle sê, wanneer weet jy reis baie? Is wanneer jy op 'n vliegtuig klim in die lugwaardinne, ken jy by jou eerste naam. En geloof my, dit het met my gebeur. Jy is so gereeld by dieselfde hotel of gasthuis tuis, dat die mense weet hoe jy van jou styk byvoorbeeld. Wat jou gunsteling drankie, weet daai tipe van goed. Daai mense lees jy soos 'n boek of hulle ken jou. So jy voel begin naderhand voel so deel van die familie. En soos ek so by ouderdom van 50 het ek net besluit genoeg is genoeg. Ja, nee, dit is so. So nou en dan is dit lekker. Ek het die Wêreldbeker verskriklik geniet, maar die verskil was, ons het nie, daar was 'n bietjie reis by die Wêreldbeker, maar ons het van omtrent 14 dae in Toulon gebly, en van omtrent 21 dae in Parys. So, jy het lank in dieselfde hotel gebly, en dan kan jy 'n bietjie nou rutine inkom, jy weet, jy hoef nie jou rekenaar oral saam met jou te dra nie, jy hoef nie alles. Jy kan jou klere was, jy kan dit in die kas hang, en dis amper asof jy soos by 'n huis lewe. Dan is dit 'n bietjie makliker, want toe ons getoer het, soos in 94, dan letterlik is dit van lughawe tot die hotel, tot die oefenveld, tot die hotel, tot die speelveld, tot die lughawe. En dit raak 'n bietjie moeilik, jy weet. En Jan, laaste vraag wat ek aan jou het, dan gaan ons nou lekker rugby gestel. As jy moet kyk vandag se rugby, die moderne era, die professionele era, teenoor die pre-94 oudtydse regte harde rugby. Dink jy dinge het vir die beter gegaan, dat alles nou oor geld begin gaan, en spelers loop agter geld aan, die reëls het meer geword, rugby word algeheel 'n sagter game. Dink jy dit het verbeter in die aspek van wat die sens van die game is, of dink jy dit het verswak? Ja, dit is baie moeilik om dit te vergelyk in die opsig van die manne oefen nou 4 of 5 dae 'n week, en dis baie professioneel, dis 'n voltydse werk. Wat ek wel sal sê is ek bedoel dit nie lelik is ek wil sê nie, maar as jy en ek praat nou van die jare 80 nie, ek gaan nou 'n span dien, dan sal jy besef waaroor ek praat. 'n Springbokspan wat Johan Hennis, of Ray Mort of Jaco Reinagh, Karel Du Plessis op die ander vleuel, Dani Gerber en Michael Du Plessis, naasop loskakel, hy het 'n bietjie skramskakels geruil, was of Serfontein was in die vroeë 80s, na 81 was dit nie meer Serfontein nie, toe was dit Boetiban en wat was die ander, die ouetjie van die Baai wat later by die Lions gespeel het. Cartwright, ja. Jy weet dan jy Janie Breed op asem gehad, Waal, en jy het Scherp Smal gehad, so jy het Louis Moelman, en jy het
Wie was Louis Wilmers nou? Seker maar wie was Louis Wilmers? Ek sê nou by my naam uitkom. Skalkberger Senior was in 86 was Skalkberger Senior. En dan jy die spore was wat Domkrag, Oelie, ja. So maar daai ouens het op instinktief gespeel. So as jy gaan kyk na die spel, die skills wat Karl Du Plessis, hy het nooit met die bal dood gegaan nie. Na sy lees van die spel, Dani Gerber se lees van die spel in die manier waarop hy daardie ouens het instinktief, hulle het nie so baie saam geoefen nie, maar hulle instinktief het hulle die spel gespeel. En dit was 'n ander tipe spel en dit was net so, ek wil nie sê beroepsgerig nie, maar net so professioneel as die ouens van vandag. Maar die ouens van vandag, as jy wil kyk en nou wil ek en ek bedoel dit nie leer nie, maar ek kyk na Marius Lou, wat nie 'n bal kan vang nie, wat nie 'n aangooi kan gooi nie, maar hy kry geld daarvoor. En hy kan nie Dani Gerber se tokse vasmaak nie. Maar hy word betaal om die spel te speel. So in daai opsig het beroepsrugby ons net goed gedoen nie. Maar ons speel baie rugby en is lekker en is elke naweek is daar rugby. Maar in die 80's was daar minder rugby, maar die spanne, die spelers se instinkte en hulle vermoëns was natuurlik soveel beter. Jy het nie bo uitgekom as jy nie 'n natuurlike aanvoeling vir die spel gehad het nie. En dis my redenasie ook, want alles gaan nou oor player safety, né? Maar as jy kyk hoeveel keer die ouens nou op die veld is en in die gym is, hoeveel ure lank hulle gaan gym en hoeveel van hulle kry 'n oefening seer, né? In die ou tyd het die manne gewerk maandag tot Vrydag en dan Saterdag om speel ons gou 'n game. So hulle was nie so baie op die veld nie. Dis nie dalk hoekom hulle nie so baie beserings daai tyd gehad het as wat in vandag se tyd nie. Ons maak meer reëls om vir player safety om spelers te beskerm. Maar actually het ons meer beserings nou as wat ons in daai jare gehad het toe daar nie so baie reëls was nie. Die groot verskil is die ouens is fisies meer groter en sterker en jy weet dis die ouens hardloop meer in mekaar vas as daai was die benadering en ek wil ontslape Paul Dobson hier gebruik. Hy sê 'n tackle is 'n verloor. Want as jy getackle word, dan die ander jou geklop. Die ou wat jou tackle het jou geklop. Maar jy kon nie verby hom kom nie. Deesdae probeer jy oor jou hardloop en deur hom hardloop en allerlei snaakse goed doen. En ouens se koppe afduik en goeders. So die benadering dis moeilik om eras te vergelyk. Maar in die pre-94, pre-92 was die benadering om nie gevang of getackle te word nie en die spel aan die gang te hou. Terwyl nou is die hele spel gaan oor fases en fases en fases. Tot jy die verdediging so ingetrek het dat daar spasie op die veld is. En dan hardloop jy, dan speel jy. Dis hoekom jy die tipe spel en die tipe benadering tot die spel het heeltemal verander. So ek is maar ou skool en ek verkies nog die manier die 80's die spel in die 80's was. Maar daar is goeie wedstryde. Ek bedoel daar's die maniere waarop 'n span soos Toulouse en miskien Leinster die spel manipuleer. As jy kyk na die tierlike spel, ek dink nie die span wat die naaste daar is seker is maar die Stormers want wat hulle noem is chaos. Hulle speel 'n chaos spel. So hulle probeer weghardloop. Hulle wil nie fisies in ouens vashardloop nie. En dis die naaste wat jy gaan kry en hoe die mense in die 80's gespeel het. Ja, nee, dit is interessant. Maar Jan, net 'n vraag van my kant af. Sedert ons nie meer in Super Rugby speel nie. Wat is die stand van Suid-Afrikaanse rugby gemeet teen Europese rugby? En selfs gemeet teen spanne van Australië en Nieu-Seeland. Op provinsiale vlak nou. Ek praat nie van internasionale vlak nie. Want dis half vir my asof die Europese rugby is 'n stappie of 'n tree te ver vir baie van die Suid-Afrikaanse spanne. En ek sonder geen span uit hierson nie.
jy weet die ouens gaan en hulle gaan toer, hulle speel 3 wedstryde weg en dan kom hulle terug. Dit is maar basies dieselfde gewees met Super Rugby. Maar ek meen met Super Rugby het ons redelik goed gedoen teen die suidelike halfrondspanne, Australië en Nieu-Seeland. Maar ons sukkel bietjie teen die Europese spanne, spanne van Engeland, Skotland, Wales, Ierland, Frankryk en selfs Italië. Ek meen as mense kyk na 'n span so Zebra. Zebra het hierdie jaar fantasties gedoen sover. Ek meen hulle het 'n paar regteware verrassingsoorwinnings gehad en hulle speel elke seisoen speel hulle net beter. Ek weet nie of die Suid-Afrikaanse spanne dalk die Europese spanne onderskat het. Ek weet nie, wat is jou opinie daaroor? Ja, ek dink vir konteks moet ons daarom net dit sê. So kom ons kyk na die Ierse spanne. So ek is besig om in iets te werk en ek sukkel nou 'n bietjie om die Suid-Afrikaanse spanne se salaris as 'n korrekte salaris te kry. Maar Leinster het 'n salaris van 20 miljoen per jaar. 20 miljoen euros per jaar, nee. So dis die geld wat hulle betrok het. Ek dink die ander twee is 10 miljoen en ek dink Connacht is 8 miljoen euros per jaar. Dis wat hulle beskikbaar het. So jy gaan kyk na daai Leinster span. Ek bedoel dis hoekom RG daar speel. Dis hoekom hy nie hier by die bulle speel nie. En dis waar die geld is. Dan gaan kyk jy na die Franse spanne wat jy speel. Of jy gaan kyk na die Skotse spanne. Gaan kyk die hoeveelheid Suid-Afrikaanse spelers in daai spanne. So, jy speel toe ons in Nieu-Seeland was dit 'n gelyke speelveld met dieselfde geld. So ons het nie 'n klomp van ons spelers of internasionale spelers, maar dan gaan kyk jy na 'n span soos Toulouse of Toulon. Jy gaan kyk na daai massiewe monsters wat hulle kan betaal in inkoop. Dus daai ouens se salarispakket is soveel beter. Ons kan nie daarmee meeding nie. So en ek weet gee Jake nou 'n harde tyd daaroor, maar die feit van die saak is tot ons nie finansiëel met daai ouens kan meeding nie, gaan ons nie op die veld met hulle kan meeding. Want as jy nie daai Suid-Afrikaners, jy nie eers kan terugbring dat hulle hier kom speel in steede van om vir Leinster te speel, dan jy weet ons die diepte wat ons verloor is ongelooflik. So as jy nie minstens 2 spanne op dieselfde vlak het, kyk Rashid moes nou vir ons 2 goeie Springbokspanne, selfs op 'n derde vlak na al. So jy kan enige span opstuur en hy gaan omtrent dieselfde sterkte wees. As 'n in URC en Champions Cup en Challenge Cup. As jy nie 2 spanne het wat jy enige dag in die URC kan speel en die volgende oomblik soos Leinster doen. So hulle kan die URC dominate tot die Europese reeks begin, dan kan hulle A-span gaan speel, dan rus hulle B-span 'n bietjie, maar hulle B-span kan nog steeds mededingend wees en wedstryde wen. As ons nie daai diepte het nie. So ons probleem is nie so seer dat ons spanne nie goed genoeg is nie. Ons het net nie diepte nie. So ons 2 B-spanne, as Jake sy B-span instuur vir 'n sekere wedstryd, dan is dit net so goed as 'n Karibeker span wat jy instuur. En ons weet hoe laag die Karibeker. Dit gaan nie noodwendig oor die eerste vlak van spanne nie, dit gaan oor die tweede, die diepte wat ons het en dis waar ons tekort skiet. En dit gaan nie om in Super Rugby te gaan speel, gaan dit ons niks help nie. Dit gaan niks verander nie. Ons gaan nog steeds dieselfde diepte hê. Al verskil is ons kan die spanne meeding wat dieselfde diepte as ons het. En ek wil afsluit daarmee deur te sê, kyk hoe Nieu-Seelandse rugby besig is om agteruit te gaan. Hulle is besig om meer en meer spelers te kry wat in Europa gaan speel en hulle self of hulle vat sabbaticals of hulle is nie meer beskikbaar vir die All Blacks nie. En die All Blacks gaan op internasionale begin sukkel want hulle speel nie meer en ons speel gelukkig nou speel ons op daai fisiese vlak. So ons spelers speel of in Frankryk, so RG speel vir Lesreis, hier speel heeltyd ding mee op daai vlak teen die Franse klubs en teen al die beste klubs. So hy's fisies reg. Die ouens in Japan speel goed genoeg en hulle kom terug en hulle is reg. Hulle word nie verniel nie. So ons het daai fisiese, dis waar Nieu-Seeland gaan sukkel. Hulle kan nie meer op daai vlak fisies te so lank meeding nie, want hulle speel nie meer teen die Suid-Afrikaanse spanne nie. Nee, dis wat ek het ook sien, Jan. Okay, dan heb ik een vraag ten opzichte van cyber Suid-Afrikaanse rugby. Ek praat van met lokale rugby.
ek praat nie noodwendig van die SA Skuld of die SA Cup of so nie. Maar is dit gesond vir Suid-Afrikaanse rugby? En ek gaan nou een spesifieke span uitsonder, en dis nie dat ek nie ek verstaan die mense wil gaan waar die geld is. Ek het 100% grip daarvan. Maar kom ons kyk na 'n span soos die Sharks, met hoeveel springbokke, en nou het hulle Edward van der Merwe ook weggerokkel van die Lions af. Die ander spanne, ek meen die Bulle en die Sharks het die geld. Stormers en die Lions ongelukkig nie soveel nie. Ek ben ons almal weet wat die finansiële probleme by die Stormers is. En so ook by die Lions. Maar is dit gesond vir Suid-Afrikaanse rugby? Dat jy twee franchises het wat alles oordonder en alles wil platloop en alles wil wen. En weet dit wil met die res. Dit is zeer sekerlik nie goed vir ontwikkeling nie. Wat is jou siening daaroor? Ja, die ironie is dat beroepsrugby skep sulke situasies. Jy kan maar gaan kyk, Frankryk het ook daai probleme. Daar's baie goeie Franse spanne wat nou sukkel om in die boonste liga te bly, juis oor geld. In Engeland het ons gesien dat 3 van hulle klubs ondergegaan het oor geld. So geld skep daai probleme. So ek sal en miskien klink dit verkeerd en ek hoop dit kom reg oor, maar ek sal eerder dat ons minstens 2 sterk spanne het waar jy jou goeie spelers nog na toe kan gaan, as wat ons al ons spanne afwater en jy sprei die amper soos in die Amerikaanse voetbal waar jy die talente oor versprei oor die spanne. Ek dink eerder moet dit as 'n target, as 'n doelwit vir die Lions wees om hulle self op te ligte daarso. Ek dink julle almal weet wat my sentimente is oor wat by Ellis Park aangaan. Die vingers moet hier gewys word na die bestuur by Ellis Park. As hulle nie hulle goed reg kry nie, dan gaan die span altyd, weet as jy 'n toksiese environment skep, as jy 'n toksiese klimaat het, dan gaan die spelers mos nie daar wil bly nie. En die probleem is, dis wat tans aangaan. So wat hulle nou ook al sê oor Rudolf en Altman moet hulle huis in orde kry, dan kan jy dan gaan dit by die Lions beter gaan. By die Stormers is hulle besig om daaraan te werk. Dit gaan 'n bietjie tyd vat, maar hulle het minstens begin en hulle is besig om hulle 'n plek in orde kry. Hulle het deur 'n baie moeilike tyd gaan, amper ondergegaan. Die span is amper weg. So, en hulle is besig om homself op te lig, hulle het al 'n beker gewen. So, die probleem by die Sharks is, Maslotti en sy ouens het 'n klomp spelers geërf, wat op langtermyn kontrakte daar gesit het. En hulle dit stelselmatig hulle besig om daarvan weg te raak. En die spelers die springbokke wat daarso is, wat ek wil nie sê hulle is 'n probleem nie, maar wat nie daar waarde toevoeg soos jy wil hê nie. En baie van hulle soos Eben is nou hy raak aan die senior kant en sy lyf raak 'n bietjie seer. So jy weet hy kom aan die einde van sy loopbaan. Maar hulle is besig om te werk. Hulle is ook besig om te werk om die dooie hout uit te sny en hulle goed in orde te kry. Maar die groot probleem gaan bly hoeveel kwaliteit diepte hulle kan koop. En ek dink tot die rand verbeter, kan ons steeds nie kan meeding en dit gaan steeds 'n probleem bly. So om terug te kom na jou vraag toe. Dit moet eerder as 'n doelwit wees vir die ander unies om hulle self op te lig na die Sharks en die Bulls toe, eerder as om te sê hulle steel al die talent. Dis nou maar die era waar ons in lewe. Jy gaan waar sukses is en die Lions op die oomblik bied jou nie sukses nie. So as jy raak gesien wil word, dan moet jy gaan waar daar sukses is. Ja,
die probleem wat ek het met sekere hoe kan ek sê aankope van sekere spanne. Kom ons gebruik nou maar net die Sharks as 'n voorbeeld. Hendrikse Sharks toe. Okay. Sy broer is daar. Tsuchuka, hy is toe. Edwall is nou toe. Hy gaan meeding met Mapimpi. Mapimpi het 'n nuwe kontrak geteken, ek dink tot die einde van 2027, as ek dit nie mis het nie. Hoeveel game time gaan jou ouens wat op die rand is van Springbok? Edwall het nou wel twee toetse gespeel. Maar hoeveel game time gaan hy ons kry? Gaan daai ouens in aanmerking kom of gaan hulle raak gesien word deur Rassie as hulle in game time kry by die Sharks? Het sy in Karibeker, het sy in URC, het sy in Challenge Cup of wat ook al. So jou op die einde van die dag weet jou kwaliteitspelers of jou spelers met die talent sit op die bank en hulle kry nie game time nie en vir my is dit basies hoe kan ek sê, dit verswak ons rugby tot 'n mate. Ja, die probleem is die Sharks is besig om en dit vat is 'n stelselmatige opbou, maar onthou net gedurende die rugby kampioenskap in die jaar en toer nie. Moet daai ouens nog speel ook, so hulle dan wanneer hulle wedstryde gaan kry. As Mapimpi raak ook oud en hy bestuur, jy moet diepte, jy moet en op die vlak, as jy wil op Champions Cup wil meeding en URC wil meeding, moet jy 2 spanne hê, 2 vlak diepte hê wat op daai vlak kan meeding. So as daar beserings is, dan kom die ou wat inkom is net so goed. So jy wil 2 Mapimpies hê, jy wil 2 Jordan Hendrikse hê. Jy kan nie omsê en so jy moet diepte hê. Die situasie rondom Jaden en Jordan gaan meer oor Rock Nation. Die Leeu's, die probleem is die Leeu's het hom absoluut niks betaal en het hom baie stief behandel. En dis die probleem. Kom ons vat die een spesifieke geval, Hendrikse. Hy is nie hier weg omdat hy saam met sy broer wou gespeel nie. Hy is hier weg om en ek het daai artikel gedoen. Daar's 'n video wat ons gebruik het waar Michael Jomak vir hom sê, ons gaan jou 'n ordentlike salaris kry. Ons gaan nou met en ek kan jou beloof, Rudolf is nie die tipe mense en die mense wat met oor hierdie kontrakte onderhandel, nee. Sy egos is so groot en dis 'n groot probleem. En dit is hoekom hy weg is. Hulle het vir hom gesê, maar jy's meer as dit werd. Ek kan hierdie salaris, ek weet as die Leeu's jou R5 aanbied en die Sharks bied jou R10 aan. Maak nie saak in watter beroep jy is nie, as jy jou salaris kan verdubbel, dan gaan jy waar jy jou salaris kan verdubbel. As jou agent vir jou en dis die probleem met en Edwall is dieselfde en Nohamba is dieselfde. As hulle nie vir hierdie ouens wil meer geld in. So wat gebeur nou? Die Leeu's verloor hulle diepte. Hulle verloor nie eers die diepte onder die tweede vlak diepte nie. Die Leeu's verloor hulle eerste vlak, hulle beste spelers omdat die bestuur aanjaag. En dis die groot probleem met die Leeu's. Ek meen daar's Hans en hy gaan nou Rusland toe. So ja. Jy weet die Leeu's het in die afgelope 2 jaar soveel kwaliteitspelers verloor. En weet vir my die ironie van die saak is dat Altman en Rudolf nie dit kan sien nie. Soos jy sê, weet egos is miskien bietjie te groot. En weet hulle dink geld wat stom is maak alles wat reg het oor alles wat krom is. En ongelukkig kan die Leeu's nie kompeteer finansieel gewys met ander unies nie. Ek meen daar ons Emirates verloor as 'n borg. Hulle sê daar's 'n nuwe borg, maar niemand weet wie dit is nie. Ek weet nie wat die staatsgeheim is al dan nie. So ja, jy weet
En ek meen as 'n mens kyk na die hoeveelheid toeskouers by 'n Lions game op die park. Ongeag teen wie ons speel. Dis skokkend. Weet en weer as geen incentives vir toeskouers of vir enigiemand anderster om enigstens by die park uit te kom om die game te kyk op die park. En hulle span te ondersteun. En op die einde van die dag, ek meen jou uitgawes om my stadion aan die gang te hou, het hy spreidligte, sekuriteit, wat ook al, is astronomies. En jou toegang sal dit inkry. Betaal dit nie eers nie. Ek dink nie dat ek 20% van wat hulle nodig het nie. So ja, weet, volgens my, en dit is my persoonlike opinie, wanbestuur is aan die orde van die dag, as ek dit so kan stel. 100%, ek stem 100% saam met jou. Ja, jy weet Jan, die lekker ding is, ek weet ons, soos Niels vir jou vroeër gesê het, weet ons praat hier oor rugby en weet of ons nou saamstem of ons nog nie saamstem nie. Ek weet dit gaan oor die spel rugby wat ons almal liefhet. En ek meen soos ek van die ons wat almal sê, weet ek het groot geword basies in 'n Springbokhuis. Janie Barnard, Robbie Barnard is my Steve Wimps. Janie Barnard, Robbie Barnard se ma was getroud met my oupa. So en dis waar my liefde vir rugby ontstaan het. Sorry, ek was jy ook op Fakkel gewees? Nee, ek was nie op Fakkel nie, ek was op Goudveld hoor. Okay. Janie en Robbie albei was op Fakkel, albei vir Diggers gespeel. En albei vir Transvaal gespeel, albei Springbok gespeel. En ja, ons sal nou nie ingaan op wat gebeur het met Janie en Robbie nie. Ek dink ons almal ken die geskiedenis daarvan. Maar ja, jy weet, ek meen al, weer as 'n ou wat ek ken in Bloemfontein, sy van is Pretorius. 'n fantastiese man, hy is seker die grootste Janie Barnard fan wat ek van weet. Ek meen uit al die artikels, my ouma, Janie Barnard, is 'n ma nou. Hulle het 'n massiewe dik plakboek gehad. Man, daai ding was seker so, dit was 'n massiewe ding. Waar sy van laerskool daar, hoërskool daar, selfs toe Janie weermag toe is en hy het gaan speel hy het 'n game of 2 gespeel vir Noord-Transvaal. Sonder 20's en ek dink hy het een game gespeel vir hulle Karibeker span. Al daai uitknipsels het sy gehou. En daai boek was beloof aan my. Waar daai boek homself bevind vandag, weet ek ongelukkig nie. Na Janie Barnard oorlede is, die motorongeluk daar naby Carletonville. Hy is begrawe daar in Klerksdorp. Ek het pragtige foto's van sy graf. Hy het seker een van die mooiste grafstene wat ek in 'n lang tyd gesien het. Maar in elk geval, en Robbie is nou so 'n paar jaar terug as hy oorlede aan kanker. Ons is baie by my paale met baie by hulle gaan kuier. En so ons het ons kan nie hoor, ons het nog hier aan die slaap geraak my mat. Nee, ons hoor jy nou, ons het jou nie gehoor nie. Maar in elk geval, Jan, en weet, Janie Barnard en Robbie Barnard, albei is Springbok, hulle suster was ook 'n Springbok geweest, hulle suster was 'n Springbok korfbalspeler. So dit was 'n regtig sportiewe familie, en soos ek sê, dis waar my liefde vir rugby ontstaan het. Ek meen as 'n jong klokkertjie, 5-6 jaar oud, ek weet langs die Springbok te staan en weet uitgenooi te word om rugby te gaan kyk by die en by die ou Ellis Park nog.
En dis so groter geword dat weet snaars 506 het ek programme verkoop by die ou Alice Park. En dan natuurlik 'n toegangskaartjie gekry om die game te gaan kyk. Ek meen my lekkerste game, wel, dit was nie lekkerste game nie, ek dink dit was een van die beste games wat ek bygewoon het. Was die 74 Leeu's op Alice Park. Alhoewel ons verloor het. Maar dit was 'n fantastiese game. Ek wil net gou iets sê, ek wil nou teruggaan na waar ons was, want julle het my nou nie gehoor nie. Oom Eugene weet, ek gooi altyd 'n klip in die bos, ek kom altyd hier van 'n kant af. Dit weet jy nog van 'n mal storie. Die Super Rugby storie in Europa. Vir my dink ek dit is grootendeels die klimaat. Want as jy gaan vat daai spanne hiernatoe kom, okay ja, baie keer kom 'n Leinster span of 'n Munster span of iets met 'n afgewaterde span as hulle hier kom speel. Maar nog steeds, dis nie asof daai span, Leinster kan jy 2 spanne veld, dis nie regtig 'n A of B nie. Nou kom daai span hiernatoe, dan word hy gehamer dalk miskien nie. Maar as dit daar gaan, kan jy maar 99% weet, hulle gaan hulle tuisveld games wen. Want die klimaat, die weer is heel vieslik daar. Teenoor Super Rugby, dit het ook gereën en goed, maar dit was nie daai sneeu en daai winde en goed nie. Ja, ons het daai tyd gemou oor die travel, maar snaaks genoeg die heel eerste seisoen in URC, toe dit Jake White wat mou oor die travel van URC. En hoe ver het ons gekom met die Suid-Afrikaanse spanne was van hoeveel jaar? Van 2010, wat was dit by Super Rugby begin, 2008, daar rond. Want moes eers die Super 8 gewees. So van daai ja, Eugene? Nee, wel Super Rugby het begin in 1993. 93, yes, dis daai wat hulle dispute by die Leeu's om nie regtig gewen het nie. Ja. Nou van daai tyd tot wanneer ons uit is, kyk hoeveel finale het die Suid-Afrikaanse spanne mag gespeel. Hoeveel van die finale is gewen. Nou vat ons URC, hele nuwe toernooi vir ons, eerste jaar Suid-Afrikaanse span wen hom. Daar's nie vir my daai groot gap. Super Rugby, ek bly maar, julle weet hoe voel ek oor Super Rugby. Ek sou eerder daar gebly het. Ja, die geld is nie daar nie. Maar ek kan ook nie gaan sê Nieu-Seeland se rugby het agteruit gegaan nie, want kyk in die Wêreldbeker. Ons was toe al 3 jaar wat ons nie Super Rugby speel nie. En dit het nie gelyk of hulle in die Wêreldbeker regtig geaffekteer was daardeur nie. Ja. So dis 'n fyn balans, maar ek dink die groot ding is hoekom ons sukkel is die weggames teen daai Europa spanne. Daar's groot fout daar. Ons kan nie in daai klimaat speel nie, dis nou maar een ding. Ek weet nie hoe voel julle nie. Ja, nee, ek stem saam met jou tot 'n mate. Maar ek meen as jy professioneel is, dan moet jy in enige toestand kan speel. Ek meen soos jy sê, ons speel nou al hoeveel jaar. URC en Challenge Cup en so aan. So die ouens behoort gewoond te wees dan. Ja, maar ek dink dit gaan 'n rukkie pad nog. Want kyk as jy daar kom, jy speel 3 games op 'n toer of 4, kom ons sê 4. Dan jy land daar, so jy's vir 'n maand daar. Ou kan nie regtig klimatiseer in 'n maand lankie. En dan jy oefen daai stukkie daar, jy speel daai 4 games, jy kom terug Suid-Afrika toe. As dit omgeruil was, kom ons sê ons het die helfte van die rugby daai kant gespeel en dan die ander helfte hierso. Dink ek is sou beter gewees het, want dan jy meer, dan kom ons sê jy's 3 maande of 4 maande daar. Dan dink ek sou ons vinniger die toestande agterkom. Want in Super Rugby was nie daai G6 velde, daai plastiek velde en goed nie. Nou, daar was regte gras en die stadions was ook omtrent dieselfde. Kyk, Super Rugby het mos maar klein stadions, dis nie die enorme Loftus of Ellis Park of so nie. Dis maar 20-30.000 mense stadionkies. So ek dink as ons meer daar kan speel, dan sal ons verseker baie meer gaan kompeteer. Ek dink die gap is so ver, ek dink die klimaat maak die gap ver. En as al daai spanne hier moet kom speel,
kom ons sê die hele URC is net op Suid-Afrikaanse tuisvelde word dit gespeel. Dink ek baie van hulle gaan uit die bus uitval. As jy van Glasgow teen Leinster, maar hulle moet op Loftus speel 2:00 die middag. Hulle is nie gewone, vir hulle gaan dit dan 'n heel even ballpark wees, want hulle is altyd daai weerstoestande daai kant gewoond. Nou kom hulle hier, altyd die lugdruk gaan hulle vang, altyd die humiditeit gaan hulle vang. Maar as hulle teen 'n Suid-Afrikaanse span gaan aanhou dit hier speel, ek dink hulle gaan paar so kwaai soos hulle dit nou doen. Dis maar die home games wat ons hou in URC en is die weg games wat ons kos. Ja, die enige probleem is meeste van daai Glasgow en Skotse spanne in elk geval so vir Suid-Afrikaners wat in Pretoria groot geword het, so dit maak nie saakie. Ja, dit ook. En ek dink dit maak hulle rugby sterker. Ons sien veel dat Nieu-Seeland agterlei nie. Ons maak die Europese spanne sterker met die Suid-Afrikaners wat speel in hulle spanne, plus hulle speel teen Suid-Afrikaanse opposisie ook. Ons by die Championship al, ons is wat next, ons gaan top 14 ook speel. Dan bring ons daai spanne net al hoe meer op. Ja, wel, ek meen, weet ons kyk na weet hoeveel Suid-Afrikaners speel in Europa. Daar is omtrent nie 'n span in die URC of in die Challenge Cup wat nie Suid-Afrikaner net nie. Ja, hulle groot voordeel is natuurlik hulle steun al hoe meer op die Suidsee-eilande. Hulle skep die room van die Suidsee-eilande af. Jy gaan kyk, en daai ouens begin nou in Frankryk groot word en hulle begin nou in Europa soos hulle in Nieu-Seeland en Australië altyd was, begin nou in Europa groot word. So die beste spelers word nou van kleins af daar gebrei en hulle pas aan, hulle speel in daai kultuur van kleins af. So hulle en jy gaan kyk maar na die Franse span. Hoeveel vir al die klubspanne, hoeveel Suidsee-eiland spelers hulle nou het wat al vir Frankryk kwalifiseer want hulle is nou so lank daarso. En dis wat die geld die groot verskil wat hulle het. En ek verstaan wat jy sê oor die klimaat en goed. En dit speel 'n rol. Die groot verskil is die hoeveelheid koopkrag wat spanne in Frankryk het. Nou in 'n mindere mate Engeland. Jy kan sien Engeland koop al hoe minder spelers en hulle spanne sukkel al hoe meer. En dan die Ierlandse spanne, veral Leinster. So Ierland gooi al sy geld. Dit gaan nou verander. Onthou net Ierland gaan nou verander want nou moet Leinster meer betaal vir sy internasionale spelers. So sy jammer. Sy internasionale spelers is nie nou meer verniet nie. So wanneer daai begin inskop volgende seisoen, gaan hulle meer sukkel want dit gaan hulle kos. So hulle kry nie daai spelers almal so verniet nie. Ja. Salary caps inbring dwars deur die bank. Dit sal lekker werk. As net salary caps in het. Ek meen dinge so was dit nie Saracens wat nou so paar jaar terug was. Hulle ook oor salary cap toe hulle 20 lock points verloor en hulle was 'n groot marakke. Korrek. 100% korrek, ja. Selfs gaan kyk wat dit Exeter Chiefs gaan kyk, hulle het ook probleme gehad. Hulle het gewen en toe kom dit ook uit dat hulle ook 'n bietjie stout was en ja, hulle het nie so baie verloor nie. Saracens is nog baie suur daaroor want hulle het gesê Exeter moes ook gestraf gewees het met Saracens. Maar ja, maar kyk waar het Exeter Chiefs nou, hulle sukkel nou want hulle salary cap volhou, nou sukkel hulle. Ja. Jy praat van 'n miljoen, as jy 20 miljoen rand praat, dan praat jy 1 miljoen euro. Dus jy kan nie vergelyk nie. Presies, hulle gaan nie Leinster gaan nie as iemand soos Dinges Doris of iemand hê nie. Hulle gaan nie een van hulle spelers hê wat hulle nou het nie. Ja, jy sal daai salary cap, as die kompetisie is salary cap instel, sal dit op euros werk want ons speel in Europa, so jou alles waarmee jy werk. So dis die enigste voordeel wat
Dit sal 'n bietjie beter gaan vir ons spanne wanneer ons begin betaling kry. Ons nie meer so baie moet betaal. Dit SARU nie meer so baie moet betaal om deel te neem nie. En ek dink dit skop in 26 af. So volgende seisoen begin dit inskop. Dan sal ons volwaardige lede en dan sal ons nie meer associate members nie en dan gaan ons spanne 'n bietjie meer geld hê. Maar ja, ek weet nie of dit die probleem gaan oplos nie. Die groot probleem is nog steeds die bestuur en wat die bestuur daarmee gaan maak. So ja. Ja, en by ons bestuur is daar nie regtig nie. Wat ek nou gesê het, julle het my seker ook nie gehoor toe nie. Strooilie is nie 'n besigheidsman nie. Rugby Unie is 'n besigheid. As jy dit nie besigheid kan bestuur nie, dan gaan daar niks kom nie. Ek meen, hy gaan soek nie eens borge nie. Hy homself gaan soek nie borge nie. Hy sit net daar en hou vakansie en af en toe dan koop hy 'n nuwe bakkie vir sy laitie wat ook in die span is. Nou 'n fans mag nie doekies om, ons almal weet, oom Eugene weet, ek het nie tyd vir Australië nie. Ek het ongelukkig nie tyd vir hom nie. As hy kan verwyder word, Kevin de Klerk moes nooit geloop het nie. Kevin is siek hoor, hy het gegaan vir sy gesondheid. Ek praat elke dag met Kevin. Ek en Kevin is baie goeie vriende. So dit kriebel hom verskriklik. Maar kyk, hy sukkel maar met sy gesondheid en Kevin is ook oud, né? Kevin is nou wat sy 75? Ja, maar ek bedoel dat hy sy kaliber gehad het. As hy nou in dieselfde kaliber mens gehad of het 'n ou Louis Luit gehad of iets, dan het ons nie probleme gehad nie. Ja, nee, jy is reg oor die feit dat ons het 'n nuwe Louis Luit of 'n nuwe Kevin nodig. En ek wil net dit sê, en dit is ook iets wat ons al oor geskryf het. As die hoofskool, die skoolhoof of die skoolhoofmeisie, wat noem hulle daai hoofmeisie, as hulle haar aanhou los om met die kontrakte te werk, gaan die Leeu's ander probleme hê. Dis 'n groot probleem. En Strooilie, wat ek 'n groot probleem met Strooilie het, is toe hy oorvat. Nee. Toe die manne begin loop, dan praat ek van die coaching manne begin loop. Niemand wil saam met hom werk nie. Toe hy Bart Koeman die dag laat in die pad steek het, toe daai en sê, weet jy wat Bart Koeman, ons het jou nie meer nodig nie. Toe sien ek hier kom probleme, want hoeveel spelers van die glory era, ek praat nie van die 95, 94, daai transvaal met François Pienaar nie, ek praat van ons second one, 2015 tot en met 18, met Swyfte Breine. Hoeveel van daai mannetjies het hy ingebring? Ross Cronje, daai tipe wat hy by ander spanne gaan sien het en sê, weet jy wat, die ou, ek soek die ou. En dit is gekry. Nou, ek weet nie, dit verander die laaste wat ek gehoor het, is 'n vrou wat nou scout. Hoe werk dit nou? Dis wat ek kan noem, die hoofmeisie, Tracy. Dis die een wat hulle so ruk terug op die vliegtuig, wat hulle eie wasgoed moes gewas het, en wat hulle hotdogs gekry het om te eet, doordat sy nie haar werk kan doen nie, is dit dieselfde Tracy. Correct. Nou ek meen, jy laat gaan 'n ou soos Bart Koeman. Jy, bye, dan vat ons 'n sekretaresse en ons sit aan 'n job wat sê, ek sê nie vrouens is sleg nie, ek sê nie daar's nie 'n plek vir 'n vrou in rugby nie, nê? Maar as jy 'n naaltegnikus vat, sy doen naals vir 'n lewe, sy blerry goed daarin, dit is haar ambag, dis haar passie. Jy kan nie verwag vir haar om 'n mechanic te gaan word nie. Sy is nie aangelê vir dit nie, sy het nie aanvoeling vir dit nie. Jy kan nie, jy moet appels met appels vergelyk, jy kan nie appels met piesangs vergelyk nie. Correct. En dan weer eens die ander ding, en dit kom van die koor van Rudolf Strooilie af. Jan, jy het nou gesê, Ivan is vir baie vervelige mens, hy sê nie baie nie, en wat hy sê, mens kan nie regtig al beskryf nie. Dit is die groot ding wat ons almal al op die podcast hoeveel keer gesê het. Daar's geen transparency van die Leeu's nie. Daar is geen kommunikasie met 'n fan. Jou as ondersteuner, daar's nie regtig kommunikasie nie. Die website word geupdate once in a blue moon van die Leeu's. Hulle media persone, jy hoor baie keer by ander spanne, jy hoor by 'n Blue Bull of by 'n Stormer of by 'n Shark, nee, hierdie een speler van julle is moontlik beseer. Hulle sê net vir jou, nee, die het 'n Nico, hy gaan maandag vir 'n scan. Dan hoor jy nie wat sê daai scan nie. Vir wanneer is hy, dan sien jy hom kom die team sheet uit en dan sien hy is daar nie. Dan moet jy nou wonder tot eendag besluit hulle om vir jou nou te laat weet jy wat,
Kosie is nou beseer, Kosie is uit vir 2 weke. Jy hoor rumors, hierdie speler het 'n aanbod gekry. Ons weet nou al, daai aanbod hy gaan na daai span toe. Want die Lions gaan nie beklei om hom te hou nie. So waar daar rookie trek, is daar definitief 'n vuurtjie. As dit kom by leenspelers, in die ou tyd, ons het Carlos Saria as 'n leenspeler gehad van die Stormers af, en toe word hy gekoop. Haji van Diamani selfde, hy gaan Stormers toe as 'n leenspeler, hy word toe daar gekoop. Maar daar's geen transparansie van die Nwamba se storie, glo ek, het al lank voor die tyd gebeur, voordat ons gehoor het, daar sprake van Nwamba gaan weg. Ja. Die probleem is met Rudolf, nee, en ek bedoel nou opreg, hy soek net ja-broers, en die spelers wat nie, en dis hoekom Albert weg is, en dis hoekom so baie van die ander mense weg is, die ouens wat nie ja-broers is nie, werk hy uit. En tot dit verander, nee, gaan niks by die Lions verander nie. Ja, jy weet, Jan, ek weet ek is nou bly, Niels het nou van spelers wat weg is en wat weggaan en so aan. Wie die ouens is Renzo Du Plessis, né? Die jong mannetjie, tonne en tonne talent. SA Rugby, Karibeker speler van die jaar, en ek kry nie game time nie. Maar hy nie beseer op die oomblik nie, Renzo is beseer op die oomblik. Nee, hy was beseer geweest, maar ek meen, hoeveel game time het hy die hele jaar gehad, sover? Ek dink hy 20 minute gehad in een game, en dis dit. Jy weet, ek meen, so ver as wat ons nou in kennis gestel is deur iemand wat Renzo se pa ken. Was Renzo nie beseer nie, hy was reg om te speel, alles, en ja, ek weet, almal praat, weet, met die prysuitdeling, weet, toe hy nou sy award ontvang het by SA Rugby, vir Karibeker speler van die jaar, toe hy blykbaar mank geloop. Hoe ver het waar is, weet ek nie, ek het dit nie gesien nie, so, jy weet, maar ek meen, hy word nie eens gekies op die bank nie. Ek meen, hy kan nie die hele seisoen beseer wees nie. Dus, ek meen, dan kyk jy op die lys van beserings en spelers wat nie beskikbaar is, en verskyn sy naam nie eers daar nie. Dit is dis waar ek 'n groot vraagteken het. Kom ons gaan nog 'n entjie terug, oom. Kom ons gaan by M.J. Pelser, wat definitief 'n beseer was nie. Ons wonder hoekom kry die ouetjie nie game. Ons het daai tyd nie 'n fetcher gehad. Die laaste fetcher wat voor hom gehad het was Jaco Kriel. En dis Jaco Kriel weg. Nog nie teruggekom weer nie. Toe het ons by M.J. Pelser. En toe skielik het die ouetjie net nie begin meer game time kry nie. En dit was 6-7 weke later en toe hoor ons nie, daar gaat hy. Hy gaan weg. Dus ons weer langs onder dit. Nou het ons vir Renzo, ons het vir JC, maar ons weet nie lekker hoe om hulle te manage. Wie speel, wie sit op die bank, wie waar. Dis die grootste probleem. Ons het gepraat in die begin van die seisoen, nee oom Jean, toe sê ons is happy met die diepte wat ons het. Maar die diepte was glad nie reg bestuur nie. Dis wat die probleem was. Nie elke ou wat verdien het om te begin nie. En nie elke ou wat op die bank was, het verdien om op die bank te wees nie. Ja, maar kyk, ek meen, hulle het 'n paar games vir Komma gespeel, en dit, hulle het bekend ook, en so aan. Maar, ek meen, op die einde van die dag, ja, jy weet, hulle het nou Komma gekoop van Griekwas, en hy moet seker game time kry, moet seker een op hy sy salaris verdien. Ag, hy staat al, ja. Maar in elk geval, op die einde van die dag, moet hy toch op eerbare tyd sy salaris begin verdien. Maar, ek meen, as ek kyk na Komma, en ek kyk na, jy sê is in 'n liga van sy, jy kan 'n lighting uitlos nie. Maar ek meen, as jy kyk na jy kyk na Renzo en jy kyk na Keynes,
al twee kwaliteite, maar verskillende kwaliteite. Renzo die spoed, hy lyf uit die krag, waar Keynes nou weer bietjie meer, hoe kan ek sê, slinks is. Weet hy breek om die skrams en hy kan ook 'n bal carry. Maar soos ek sê, toch kry die arme laat nie in die game time nie. En soos ek sê, verskyn nie op die lys van beserings of alles wat bespaar is. Ja, nee, het is spel of spelersbestuur, hoe hulle die spelers bestuur is ook 'n groot probleem. Nee, dit is pateties om maar daarvan te sê, Jan. En ek is dood eerlik as ek dit sê. Ek meen, weet, ja, ek meen met Rassie, hulle wat sê, sekere spelers moet gemanage word, soos Krappies en Kwan en Edwall en so aan. Maar ek meen op die einde van die dag, weet jy kan nie verwag, weet 'n speler moet weet die hele URC deurspeel en op die einde van die dag na die URC weer kom die Karibeker en dan sy Karibeker ook speel. So dis 'n lang seisoen vir 'n speler en as daai speler gaan beseer word, dan gaan hy vir lang tyd uit. En die ouens word moeg, die ouens se lywe kry seer en hulle word moeg. Maar tog wil hulle nie die ouens wat nou al vir hoe lank gerus word, nie 'n kans gee nie. En ek meen wat vir my die cherry op die koek was toe Rassie vir Renzo genooi het na die Springbok kamp toe. Toe dink ek vir myself, weet dis nou 'n klap in die gesig van die bestuur van die Lions. Weet 'n speler word raak gesien deur die nasionale coach. Hy word genooi na die Springbok kamp toe. En jou eie provinsie sien hom nie raak nie. Dis skandelik. Maar met jeans, dit is ekskuus Jan, dis 'n fyn haar. Dis mooi het dit al 'n paar keer so mooi gesê. Dan sê hy dis net daai een dingetjie wat moet klik. Dis net daai een dingetjie. Ons bou nie kontinuïteit nie. Ons is inconsistent. Jy kan nie consistent wees as jy rotation doen elke naweek in en elke naweek uit. Ons het dit al horre gepraat. Jy kan nie 5-6 veranderinge aan 'n span naweek in naweek uitmaak nie. Jy kan nie. Dan in verwag daai span moet konstant die wenne vir jou inkry nie. Ons gaan terug na Ackerman se tyd toe. Ackerman het baie mense sê hy die spelers moeg gespeel. Ja, dit kan ook wees. Maar hy het ook nie daai te veel verandering nie. Dis 2-3. As dit noodgedwongen is oor 'n besering of so. Maar jy kan nie 5-6 veranderinge maak in 'n span. En dink jy gaan goed doen nie. Naweek in, naweek uit nie. Nou wel, dis nou presies wat ek sê. Ek meen, jy kies jy 'n 6-2 split op die bank, né? Maar jy kies nie jou speler wat 'n impak kan maak en jou spelers wat wel 'n impak maak wat jy eintlik moet, ek sal nie sê jy moet hulle beter manage. As ek dit so kan stel. Ouens soos JC, ouens soos Frankie Horn. Daai ouens moet gemanage word. En nou sit jy met 'n geval, okay. JC begin, Frankie begin en Keynes. En jy kan nie verwag JC Pretorius moet game in game uit 80 minute elke game speel nie. Jy kan dit nie van hom verwag nie. Jy sit met 'n speler soos Renzo, soos ek sê. Hy is nie eers op die bank nie. So jy kan nie daai change maak. En een fetcher vervang met 'n ander een nie. En ek meen ons almal weet Renzo is 'n eister. Hy wil klei vir 'n bal, ons het gesien in die Karibeker seisoen. En dis hoekom hy Karibeker speler van die jaar was. So ja,
Ja, daar's groot fout die leeu's en er is maar veranderinge kom. En weet my groot wens is dat daar kom 'n bord wat sê right, luister hierso. Ek is bereid om geld in te sit, né? Maar die cheers, bye. Wat julle tassies om by. En as jy die wil doen nie, sorry, dan gaan ek jou nie borg nie, so maklik soos dit. En alvorens daar nie iemand kom en sy voet gaan neersit en sê luister hierso, dis hoe hierdie hierdie geraan moet word. Kan ek nie sien dat ons enigstens gaan verbeter vorentoe nie. Ja. Ek sê nog steeds ek hou by my droom, soos ek gesê het 2 weke terug. My droom sal wees Ackerman is nou terug. Ja. As hy kan direkteur van rugby by die Leeu's kan word. Johan Ackerman. Ja, wel. Hy sê net as 'n konsultant. Korrek. Want weet hy like nie pressure meer nie, hy's nie gesond met dit nie. So ek vat dit, hy is by die vroue bokke, maar tussen en half, dit soos 'n konsultant om inroep. Want daai man kan 'n game ontleed, nee, soos bitter min ander mense kan. Kry hom as 'n konsultant in en dan Jacques Fourie skuif hom na hoofafrigter toe. Dis sal vir my, ek dink dit kan werk. Ek stem 100% saam met jou, maar ons nou een ding onthou. Kees van Rooyen is familie van Rudolf. Ek dink hy is tyd met sy dogter. So terwyl story daar is, gaan Kees nêrens heen nie. As jy hoor wat ek vir jou sê. So wat moet gebeur? Wie was daai gesegde wat sê 'n vis vrot van die kop af. En dit is presies wat besig is om te gebeur met die Lions. Ongelukkig. Nee, ek sou nie vir Cash wegjaag nie, oom. Sit hom met 'n stappie af. Maak hom 'n assistant coach. Wel, jy kan hom gebruik as conditioning coach wat hy was. Maar dis hoekom baie mense is hard op hom en ek kom altyd vir die oude op daaroor. As jy's kondisioneringscoach. Die bietjie wat hy weet van afrigting het hy gesien daai tyd by Swysen en Ackerman. Ja, korrek. Dis die bietjie wat hy sien van coaching. En toe word hy in die diep kant ingegooi en sê luister, ons gaan nie budget uithaal en 'n ander afrigter koop nie. Ons gaan upgrade jou sommer en jy vat die blame van nou af. Nou as jy van daai eerste paar jaar, sy wenrekord moet sleg wees. Ek meen dis 'n kondisioneringsafrigter wat jy nou hoofafrigter maak. Dit is die hele leerklim, dis nie net so 'n paar stappies op nie. Maar kry en hy het nie autoriteit nie. Dis nie asof hy lyk nie vir my die tipe ou wat in die kleedkamer sy spelers kan vasvat nie. Hy lyk nie vir my daai tipe mens wat autoriteit kan afdwing nie. Waar ek eerder 'n Jacques Fourie sal in 'n kleedkamer dink ek die spelers sal vir hom meer luister. Ek dink ook daai ding en nie ons maar is Cash nie ook direkteur van rugby by die Lions nie? Nee, hulle wil opskuif sin toe. Hulle wil nog net jy gaan nie Ackerman sal nie, Ackerman is nie 'n ja-broer nie. So hy sal nooit weer saam met Rudolf werk nie. Dis hoekom hy werk. Nee, hy sal nie. Nee, jy is doodreg daar, Jan. Maar soos ek sê, as hulle vir Cash opskuif as direkteur van rugby, sien ek nog groter swaarigheid vir die Leeu's as wat daar nou tans is. En is nie dat ek sê Iwan is 'n slegte mens nie, né? Maar ek meen as jy kyk, kom ons kyk nou na Jake White, direkteur van rugby by die Bulle. Ons kyk na John Dobson van die Stormers, direkteur van rugby. Dis ouens wat diep spore getrap het in rugby. Ek meen ons almal weet Jake wenner van 'n wêreldbeker ensovoort. Ek meen sy rekord spreek homself of ons nou van hom hou al dan nie, dit maak nie saak nie. Dieselfde met Dobson van die Stormers. Dieselfde met Plumtree van die Sharks. Enige een van daai drie ouens.
die manier hoe hulle spelers manage en die regte spanne vir die regte game kies. Dit is vir my hoe 'n afrigter moet wees. Waar Cash, ek dink Cash sit 'n bietjie die pot mis daar. Hy weet nie altyd, soos Niels nou gesê het, watter speler moet hy speel en watter speler moet hy op die bench, of watter speler moet hy glad nie eers kies nie. Ja, want dis 'n kwessie nou met die game het ek nie reg gekom met die spelers nie. So ek change nou my kombinasies vir die volgende game. Jy kan nie jou foute regmaak wat jy hierdie naweek gedoen het teenoor 'n volgende span volgende. Jy moet fokus op daai span. Jy kan nie terugwerk nie want dis 'n nuwe game. En dit voel vir my asof Ivan wil as ons verloor, dan gooi hy daai changes, asof hy dink dit gaan die verskil maak. En veranderinge in 'n span gaan jy jou gameplan nie verander nie. Jy skep meer verwarring as enigiets anderste. Ja, kom ons kyk watter span stoot in die veld hierdie naweek. En ek dink dit gaan grootendeels bepaal watter spanne in die veld gestoot gaan word in die volgende 3 games. En ek meen ons net 4 games in die URC hoor. So ja, weet dit en as ons enigstens in die top 8 wil eindig, moet al 4 games wen. Want ons kan nie bekostig om gunste en gawes van aanspanning te verwag. Maar dan gaan ons dieselfde pad stap as wat ons verlede jaar gestap het, waar ons uitgeval het op points difference. En dis waar ek vir hom gesê het met daai Cardiff game, toe daai game verloor, toe sê ek is realisties nou. Ek sien 'n swaar seisoen vir ons. Want nou is die druk op ons moet probeer bonuspunte kry daai 4 games uit. En dan is jy nog steeds in ander spanne se hande ook. Ons is klaar in ander spanne se hande. Dit is nie ons gaan wen daai 4 games en ons is in die top 8 nie. Dit is nog so naby dat ons dis klaar in. Maar het ons die Cardiff game gewen? Wat eintlik 'n moes wen wees of 'n just 'n formality. Nie dat Cardiff 'n slegte span is nie, maar die Lions op 'n goeie dag kan Cardiff op hulle tuisveld stamp. Dit kan gebeur, dit het al gebeur. Maar toe gooi ons daai game heel in ons kanon in. Die Edinburgh game met die Challenge Cup was 'n rulle. Die Glasgow het ek nie meer verwag nie. Ek het nie daai groot skor verwag nie. Maar ek het nie verwag ons gaan Glasgow op hulle tuisveld gaan klop met die huidige vorm wat ons het. Ons fire hot and cold. Een game lyk ons op ons kliek, volgende game nie. Net soos met die Bulle game, was daai eerste op daai tweede ene. Wat ons hulle gestaan het, net so vinnig. Hulle het nie geweet waar hulle is nie. Kom tweede helfte, en my woorde was Glasgow toe ek sê, hierdie game gaan gewen word deur die sterkste bench. En toe's ons bench nou het. Hoeveel games het ons al verloor? Wanneer ons bench opbring, verswak ons in die game. En dis nie, jou bench moet jou versterk, nie verswak nie. Ja, ons bring ons bench op die verkeerde tyd van die game. Dit is nog 'n probleem. En ek meen, wie die ander punt is, ek meen, al 16 spanne in die URC, enige een van die tot en met 15de plek, kan nog play-offs al. Enige een van daai spanne. Die enigste span wat dit nie meer kan haal nie is the Dragons. Okay? Maar enige een van die 15de plek reg, ek dink nie daar was 'n jaar wat die log so congested was. Dat dit kan verander enige tyd. Die ding is ek meen voor daai Glasgow game, was ons points difference op +8. Ek dink ons staan op -22. So weet ons het 'n baie goeie points difference gehad. So weet as ons games gewen het, al is dit met 2 of 3 punte, maak nie saak nie. Ons het game gewen. Dan is ons nie afhanklik van ander spanne. Weet waar ons gelyk eindig met hulle, maar ons het 'n beter points difference sal deurgaan.
Ons het nie meer daai luxury nie. Ons het dit nie meer nie. Ons moet al 4 die volgende games wen. Daar is geen ander opsie nie. Sorry, ek wil my verstout om te sê dat vir die langtermyn, vir die lang duur van die leeu se gesondheid, moet hulle eintlik al 4 wedstryde verloor, want anders gaan dan nie, as hulle nou insneek, as hulle inglip in die uitspelwedstryde, dan gaan almal sê, kyk hierso, ons is hankie dorie, dan gaan niks verander nie. Al wat gaan verander is nou implode en hulle verloor al die wedstryde, dan moet hulle, wat gaan nou hier aan? Dan moet daar verandering kom. Nee, definitief. Jy's reg daarmee hoor. Ek sê 100% saam met jou. Weet, vir verandering om plaas te vind, moet iets drasties gebeur. En weet, kwalifiseer ons, weet, gaan dit weet, ja, nee, kyk, ons het reg gekry, ons het onsself vir die doel gestel om in die top 8 te eindig hierdie jaar, en ons het dit gedoen. Weet, en almal word op die rug geklop, en op die baadjie, weet, en wat het jy eintlik bereik? Absoluut niks. Jy het absoluut niks bereik nie, want jou pad vorentoe, jy gaan game in en game uit, gaan jy verloor, en dan gaan jy meer spelers verloor, as wat jy huidiglik verloor het. Ja, maar ek het laas week hy vraag gevra oom sal onthou. Toe vra ek, dink julle ons gaan al 4 daai games, die oorblywende games kan wen? Toe het ek self gesê, ek sien 3 uit 4. Die mense dink is maklik, ek sien op ons Lions groep, Wynandse groep. Hulle praat van die volgende 4 games as definitiewe wenne. Dus also, nee, jy kan nie. Benetton is nie 'n span om mee te speel nie. Hulle is nie sleg hierdie seisoen nie, laas seisoen ook nie. Hulle het in die Championship nie sleg gevaar nie. En dan het ons Ospreys heel laaste. En Ospreys laas jaar, toe ons teen hulle verloor het ons juist uitgeval uit die top 8 as gevolg van daai verloor teen hulle. En hulle het die 8de plek gevat. Ek dink dit was 9 of so iets, ons het 'n blokpunt agter Ospreys. So daai 2 is nie gegeewe ons gaan hulle wen nie. Dis vir my 2 Larry kopkrap games daai. Ek kan nie, as ek met Superbro gaan speel op daai 2, ek weet nie wat gaan ek sê nie, want as jy kyk die laaste 3 games wat ons, okay, een is nou Challenge Cup, maar nog steeds, die laaste 3 games se performance, kan ek myself nie oortuig, dat my kop, saam met my hart gaan stem en sê, weet jy wat, ons gaan Benetton wen, en ons gaan Ospreys wen nie. Dit gebeur in my hart sê ja, want ek sal Leon ondersteun, en my kop sê nee. Ja, wel kyk net wat het Ospreys teen Manchester gedoen. Exactly. So, jy weet, jy kan nie net sê, luister hierso, ons gaan al 4 die volgende games wen nie. Jy kan nie. Dis wensdenkerry, dink ek. Persoonlik. Ons sal lucky wees as ons 3 wen. Ek dink ons gaan maksimum 2 wen. Dis my persoonlike gevoel oor die hele storie. Ja, julle gaan hom amper afsluit, ons nou 'n bietjie oor die tyd, gewoonlik is 'n uur lank, maar ons gaan lekker met Jan gesels. Jan, jy gaan weer vir ons kom kuier, nee. Jy is altyd welkom, is lekker om te gesels. Baie dankie Jan, dit was regtig waar fantasties geweest. Maar voor julle gaan, oom Eugene weet, ons gaan 'n skoolprediksie doen hierso. Benetton. Gelukkig is by die huis en dit is nogal vroeg gerag. So ek hoop het Rhino Smith is af vroeg in die game. ek dink ek gaan hou by Lions met 4-5 punte. Ek myself, Niels, ek sal sê Lions met 5. Ja, en hooplik, met 'n 4-3 bonuspunt. Ja, ek moet eerlik met julle wees, ek kan nie sien dat die Leeu's hierdie wedstryd gaan wen nie. Daar's groot probleme in die kamp. Die span, as jy gaan kyk na die wedstryde wat by die laaste 3 wedstryde nie. Hulle maak te veel staat op individuele briljantheid
En daar's nie samespel nie. Jy hou aan speel die spankeuses, jy praat van die spanbestuur. Die spankeuses is klaar verkeerd begin. Solank as jy Marius Lou op binne senter het, dan haal jy Edwil en Koen en daai ouens uit die wedstryd uit, want die bal kom nie by hulle uit nie. As hy pas, kan hy nie reguit pas nie. As hy die probleem jou loskakel is nie te mis ook. So ek gaan sê Benetton by 10. So ons het 'n Lions met 4, 'n Lions met 5 en Benetton met 10. Ja. Okay. Nou nee, ek is bang. Dis hoe ek sê, hierdie is uit my hart uit. Dis nie uit my kop uit nie. Ja nee, dis ook uit my hart. Ek is verskriklik bang vir Benetton en Ospreys. Daai twee maak my bang, baie bang. Nee, dis reg. Maar soos ek ook gesê het, sneek ons in die top 8, ons het laasweek oor gepraat. Hoort ons dan eintlik daar? Nee, ons hoort nie daar nie. Ons hoort nie daar. Nee, definitief is Die reg. Bulls verdien hulle plek, waar hulle lê vir ver en waar hulle nog kan gaan. Die Sharks verdien hulle plek en die Stormers verdien hulle plek, maar as die Leeu's in die top 8 moet kom, jy gaan net een naweek nog verder speel. Onthou ons gaan daar speel en ons gaan daai game verloor. So kry dit nou klaar. Moenie in die top 8 kom nie, dis fyn. Maar nou kom ons in die top 8. Imagine volgende jaar op hierdie vorm wat die tipe rugby wat ons nou speel en die kwaliteit rugby wat ons nou uitbring. Imagine volgende jaar met ons in die Championship gaan speel. Ons gaan gehamer word soos die EP Kings daai tyd. Nee so. Ja. Dit gaan 'n morsige affære wees. Dan gaan jy nog meer ondersteuners verloor wat nie meer gaan Ellis Park toe gaan nie. Daar's klaar net 3 ondersteuners, die kameraman, die coaches en 3 kakas wat hulle gevat het net om te sê, weet jy, hulle lyk op waar iemand is. Kyk net nader. Ja wel, het jy nou gesien? Was die score is in die SA Cup. Opgestapel teen die Bulldogs. 110. Goeie genade. Dis almal 'n pak en 'n half. Maar ek kom terug daarna ook, ekskuus, ek gaan nou weer 'n bietjie oor die tyd. Ek wil net gou hierdie ook sê. Ek kom terug daarna en ek hou daarby. Ons moet teruggaan soos die Karibeker was. Die ouste toernooi wat daar is en om weer daai credibility gee as wat hy was. Want niemand wil meer Karibeker kyk en ek verstaan nie hoekom nie. Dit was altyd die groeigrond vir Springbokke. Maar Karibeker nou met URC is dit 'n halfe afgewaterde ding. Niemand worry daaroor. Almal kyk net URC en Challenge Cup en Champions Cup as die Suid-Afrikaanse spanne daar speel. Bring hom tot sy glorie en maak dit een globale. Los hierdie eerste divisie, maak hom soos hy was, al die spanne saam, dan kan jy daai ouens soos die Valke, SWD, Border Bulldogs meer blootstelling kry, want hoeveel jare het hulle uitgemis? Hoeveel jare het hulle uitgemis? Dit gaan jare vat om hulle weet, maar hierdie eerste divisie te hê, jy gaan nooit daai spanne opbring nie. Nooit. Ek meen, wat is Sharks span nou met hulle Springbokke, né? En hulle moet 'n dinge teen daai gaan speel. Die ref kan nie kan byhou nie. Dit gaan letterlik wees van jy skop af, jy skoor, jy stel, jy skop oor, jy kom weer, dis afskop, jy ontvang, dis hoe daai game gaan. Dit gaan punte wees. En dit is swak vir Suid-Afrikaanse rugby. Nee wel, dit is so en jy is 100% reg. Weet, ek meen as jy kyk na Border Bulldogs, jy kyk na EP Kings, jy kyk na SWD Arende, jy kyk na die Valke. Dit is die groeiaarde, né, vir opkomende spelers om in die groter eenhede in die Karibeker te speel, self op te werk in die URC en die Challenge Cup. En op die einde van die dag teelaarde vir die Springbokke. Ek meen Sia Kolisi kom van die Oos-Kaap af. So jy weet die ontwikkeling het agterweeg gebly in die Oos-Kaap, ongelukkig. En ek meen ons almal ken die storie met die EP Kings, met die Watsons en so aan. Maar nou ja, kom ons praat nou nie daaroor nie. En op die einde van die dag het ons weer die Suid-Afrikaanse rugby 'n lyskade. En ons verloor briljante spelers.
Ek meen 'n span wat my baie impress hierdie jaar is die Boland Cavaliers. Hulle het nie baie bekende spelers nie, maar hulle speel hard uit elke enkele game. Ja. Ja, ek dink ons volgende week gesels weer 'n bietjie meer oor die Currie-beker weer. En Nee, dis reg. En veral oor die Cheetahs wat so ingedoen word. Dit was een van ons groot unies, dit was ons 5de groot unie. Wat nou die Springbok games gaan nie meer op Bloemfontein gespeel word nie. Die manne moet Challenge Cup speel, maar hulle speel eintlik net Currie-beker en dan daai Toyota Challenge en dis al game time wat hulle kry, maar ons verwag daar word van hulle verwag om 'n Challenge Cup te speel. So ja, nee, daar kort meer game time vir die Pumas. Ek sê nog steeds, laat die Pumas, die Griquas en die Cheetahs dan Super Rugby gaan speel. Dan kry hulle meer games in en dit gaan goed wees. Van die Griquas lyk ook water met daai SA Shield Cup. Hulle lyk ook water. Maar ja, ons sal hom op 'n volgende week en dan doen ons dit. Sal weer Dinsdag wees. Ek het nie trou in 'n winter nie. So dit sal volgende week Dinsdag 7:00 wees. Nee, 100%, dankie Niels. Dankie vir julle tyd. Jan, baie dankie dat jy hier was. Dit was baie interessant. Baie dankie Jan. Geseënde aand vir jou, geseënde aand vir jou, geseënde aand vir jou Niels. Ons sê dankie julle. Ons praat weer. Lekker aan verder. Daar's hy. Velde hoor. Bye. Okay, bye bye.